Welkom by hierdie week se Standard Bank Landbou Weervooruitskatting. Daar is nou baie koue toestande wat verwag word oor die eerste week van Julie met swaar ryp ook moontlik. El Niño ontwikkeling is dan steeds vinnig met reënvaltoestande dalk effens swakker vir die lente as wat ons aanvanklik verwag het. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se Standard Bank Weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Standard Bank en Kom die Graanbemarking. Goeiedag. Ons het nog tot op hede hierdie winter nog nie baie ekstreme koue temperature ervaar nie. Daar was wel 'n klompie kouer nagte hier en daar waar dit al goed geryp het, maar eintlik nog min. Hierdie is sommer 'n voorbeeld, 21 tot 27 Junie. Kan ons sien daardie week die laagste temperature wat voorgekom het. Die blou gedeeltes is die enigste dele wat onder vriespunt was. En dan sien ons die res van die land, Namibië, Botswana, nog redelik, kom ons sê, positiewe temperature en nie negatief wat koud is nie. Het lyk egter of hierdie vandag besig is om te verander en die sterk frontale stelsel wat inbeweeg en hierdie is die minimum temperature vir 3 Julie. Kan ons sien dat groot gedeeltes, die blou is onder vriespunt, groot dele van Namibië, groot dele van die binneland gaan ryp kry. Die 5de Julie gaan omtrent die koudste wees, hier rondom 4 en 5 Julie. En ons kan sien die donkerblou gedeeltes kan onder -5 grade ingaan. So baie lae temperature, swaar ryp en dis omtrent die eerste keer die seisoen wat ons hierdie gaan ervaar. Hier rondom 8 Julie kan ons sien, beword dit effens warmer. Die sentrale dele nog so bietjie ryp, maar dit lyk nie asof dit gaan aangaan nie en tot hier by 9-10 Julie nog redelike lae temperature, maar nie ekstreem nie. Daar's wel 'n bietjie sneeu op pad. Ons sien oor Lesotho, daardie sterretjies wat daar is. Groot dele van Lesotho, Oos-Kaap, hier rondom die 2de Julie. En daar kan plek swaar sneeu voorkom, maar dit lyk nie te wyd nie. Daar is ook 'n klompie reën rondom 2 Julie. Ons kan sien hier oor die Suid-Vrystaat, die suidoostelike dele van die Noord-Kaap en dan grootliks oor die Oos-Kaap en kom ons sê die Oos-Kaap tuinroete, daardie gedeeltes kan daar 'n klompie reën voorkom en natuurlik oor die winterreënvalgebied rondom Kaapstad, daardie gedeeltes. Kyk ons 'n bietjie na die langer termyn. Hierdie is Augustus, September, Oktober se voorspelling. Hierdie is die Universiteit van Columbia in Amerika en dit wys nogal as ons na Suidelike Afrika kyk, die bruin is ondergemiddeld, die hele Weskus, die winterreënvalgebied, maar ook oor die sentrale dele van die land, waar dit vroeër die vorige voorspellings nog redelik groen was, het dit verswak. So dit lyk asof die lentereën dalk minder is as wat ons gedink het. Hierdie is ook voorspelling van die Australiërs, Julie, Augustus, September, en ons kan sien die blou gedeeltes nog hier oor die weste kant van die land en die suidelike dele is daar nog 'n kans vir bo-gemiddelde reën, maar die res, die grys is gemiddeld, geel ondergemiddeld. So dit lyk tog 'n bietjie asof ons die droër toestande vroeër gaan begin as wat ons aanvanklik gedink het. Kyk ons bietjie globaal, Julie, Augustus, September, lyk dit asof die kanse baie goed is dat daar redelik baie reën gaan voorkom in die VSA. Die blou gedeeltes daar 'n baie goeie kans. Suid-Amerika bietjie gemeng, maar oor die algemeen blou en natuurlik Australië, ons het al daaroor gepraat, ondergemiddeld, so toestande lyk nie baie goed vir hulle koringproduksie nie. Ook in Europa kan ons sien blou wat vir ons 'n redelike goeie kans gee vir reën. China, daar reg aan die regterkant,
Ook redelike droë toestande met hier en daar kolle van beter of verwagte beter reënval. El Niño ontwikkel vinnig. Ons sien die verskillende Niño gebiede en die een teen Suid-Amerika, die onderste een, sal reeds 2,5 grade Celsius warmer as normaal. Die Niño 3.4, die belangrike een, is 1.2 grade Celsius en dit kwalifiseer alreeds as so matige El Niño. So opsommend, baie koue toestande vir die eerste week van Julie, sneeu oor die Oos-Kaapse en die Drakensberge, swaar ryp, die swaarste ryp die seisoen, oor groot dele van die binneland, as ook Namibië, Botswana. El Niño ontwikkeling is steeds vinnig en kan as alles 'n matige El Niño geklassifiseer word, en reënvaltoestande hier vir die lente is effens swakker as wat aanvanklike voorspellings aangedui het. So ja, dis wat ons op hierdie stadium te sê het. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Condi Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.